Goeiedag. Ek wil vandag 'n bietjie met julle gesels oor of ek en jy gereed is vir ons roeping. En uit die woord van die Here lees ons in 2 Konings 22 vers 1 dat Joshua was maar 8 jaar oud toe hy 'n koning geword het. En hy het toe vir 31 jaar Jerusalem geregeer. En so is daar baie ander verse in die Bybel waar mense geroep is en hulle het gevoel hulle is nie heeltemal gereed nie. En so kom ek en jy en ons voel op 'n keer ons is nie gereed nie. Die Here roep ons vir 'n taak, maar jy voel jy is net nie waardig nie. Van die begin van die aarde van Adam en Eva af tot nou toe was daar ongeveer 120 biljoen mense al op aarde, soos hulle gebore en gesterf het en gebore en gesterf het deur die eeue en deur die generasies heen. En nou is daar net so kan die 8.5 biljoen mense op hierdie aarde. En in hierdie 6000 jaar wat hierdie aarde nou bestaan, het God jou gekies om nou op hierdie aarde te wees vir 'n sekere tyd, soos hierdie die eindtyd soos ek glo. En jy is nou veronderstel om 'n taak te voldoen aan wat God vir jou gegee het. En jy kan dit nie waag om ongehoorsaam te wees nie. Maar voor ons verder gaan, kan ek vir ons oopmaak met gebed. Sluit julle oë, buig die hoofde saam. Hemelse Vader, ons kom vandag na U toe met dankbare harte voor U. Here, dankie vir U voorreg om die woord te kan bring en om hierdie woord te kan hoor. Here, ons bid dat die Heilige Gees harte sal oopmaak en laat ons vandag kan hoor wat U vir ons persoonlik in pag het. Here, help ons om ons roeping raak te sien wat U vir ons uitgesit het. Om nie langer verskonings te maak nie, maar met geloof vol te staan vir wat U wil hê ons moet doen. Here, neem alle twyfel en alle vrees en daai gevoel van minderwaardigheid van ons af weg. Vul ons met moed en geloof en gehoorsaamheid aan die woord. En ons vra alles in hierdie naam van Jesus Christus van Nasaret. Amen en amen. Een van die grootste tragedies in die lewe, sal mens dink is, ek sterf en daar's niks wat ek gedoen het nie. En die grootste tragedie in die lewe is om te leef sonder om ooit jou doel te bereik wat God jou voor geskaap het en dit te vervul. Jy weet, as mense wat baie suksesvol is, wat ryk is, wat beroemd is, maar hulle het nooit hulle roeping vervul wat God vir hulle gegee het nie. En God het my en vir jou en elke mens op hierdie aarde met 'n doel geskape. Ons lees in die geskrewe woord van God in Efesiërs 2 vers 10, want ons is sy maaksels, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. So jy sien, jy is nie toevallig hierso nie. Al was jy onbeplant gewees, is jy nog steeds nie in ongeluk nie. God het reeds voor jou geboorte vir jou 'n plan gehad. God roep gewone mense, soos ek en jy. Wanneer ons hier aan die Bybel kyk, dan sien ons iets ongeloofliks raak. God kies nie altyd die sterkstes nie. Hy kies ook nie altyd die mense wat volgens hulle beskikbaar is nie, of wat voel hulle is bekwaam nie. Hy kyk ook beslis nie na jou bankrekening wanneer hy jou roep nie. Hy kyk na die mense wat gewillig is. Ons sien in die versie wat ek heel eers gelees het, in 2 Konings 22 vers 1 en 2, dat Joshua was maar 8 jaar oud, nog 'n blote kind gewees,
Ons kindertjies, wel op my tyd, het ons marbles gespeel en draadkar gery en daar was nog nie eers TV's daai tyd gewees nie. Vandag se dae as 'n kindertjie sit voor die rekenaars of voor die computer games of Xbox'e en Playstations en dit is hoe hulle vermaak. Nooit dink hulle daaraan dat God hulle kon geroep het nie. Hulle is mos te jonk. Maar volgens God was Joshua presies reg gewees. 8 jaar oud was hy tydsplan op aarde gewees. En hy het begin regeer toe ander kindertjies nog gespeel het van daai tyd. Hy het nie gewag tot hy oud genoeg was of gevoel het hy is oud genoeg nie. Hy het eenvoudig God gevolg. God gebruik nie net volwassenes nie. En dit maak my hart baie bly as ek sien hoe kindertjies en selfs my kleinkinders bid en partykeer worship en die Here se naam groot maak. Hy gebruik kinders, hy gebruik tieners en jong mense, maar hy gebruik ook bejaardes. As hulle dink hulle is te oud om iets te doen, dan kan jy nog steeds bid. God gebruik almal wat bereid is. En jy weet elke ene, of nie elke keer nie, maar dikwels is ons eie grootste vyand. En dan blameer ons die duiwel. En ons grootste probleem is dikwels dat ons voel ek is nie oud genoeg nie. Ek voel ek kan nie, ek weet nog nie genoeg van die woord van die Here af nie. Nee, ek is nog te oud of ek is nog te jonk. Ek lees die Bybel, maar ek verstaan hom nie. O, Here, ek het te veel foute. Dis presies hoe baie mense in die Bybelse tyd ook gevoel het. Onthou julle van Moses daar in Eksodus 3 en 4, toe God met hom gepraat het daar in die brandende bos uit, toe hy sê vir hom, gaan, en Moses antwoord hom, wie is ek? Ek kan nie praat nie, ek hakkel, stuur iemand anderste. Nou, hoeveel keer maak ons nie dieselfde ou verskonings nie? En dan antwoord God ons en hy sê, wie het aan die mens hun mond gegee? Ek sal jou mond wees. God vra nie vir jou om perfek te wees nie. Moses het gehakkel, hy was nie perfek nie. Maar God verwag van jou om gehoorsaam te wees. Jeremia, God roep hom, en Jeremia sê vir hom, maar ek is te jonk. En God antwoord hom, en hy sê, moenie sê ek is te jonk nie. En jy sien baie mense wag. Hulle wil wag tot hulle eers genoeg jare verby het, dat hulle oud genoeg is. Hulle wil wag dat hulle eers genoeg geld het, sodat hulle 'n groot kerk kan opsit, en met 'n mooi auditorium, en hulle wil eers wag dat hulle eers klaar gestudeer het, net vir 'n backup, wil ek ingenieurswese, of 'n prokureur, of 'n dokter-generaal, maar die dag is ek aftree net, daai dag sal ek vir die Here begin werk. Maar God is 'n ander persoon. Hy sê, gaan nou. Ons kyk in Rigters 6 na Gideon. Gideon het weggesteek, want hy het klein gevoel. Hy het vir God gesê, maar my familie is die swakste. En hy sê, van hulle is ek die geringste, maar God noem hom magtige held. Jy sien, God sien nie wat jy sien. God sien wat jy kan word. Maar Here, ek kan jou nie dien nie, want ek is disleksies. Here, ek het nie matriek nie. Here, ek het groot foute in my lewe gemaak. Here, ek hakkel. Here, ek is nie goed voor mense nie. Here, ek is skaam. Wie sal ek stuur en wie sal gaan? Jesaja 6 vra die Here, Jesaja sien daar vir God en hy sê, hy besef sy eie sondigheid. En hy sê vir die Here, wee my,
God reinig hom net daar, en toe vra God vir hom, wie sal gaan? En Jesaja antwoord, en hy sê, Here, hier is ek, stuur my. Die Here soek steeds mense wat wil sê, Here, hier is ek, stuur my. Ag, maar ek is nie goed om voor mense te praat nie. Ek is eintlik 'n skaam persoon. Ons kyk daar in Ester, daar sê Mordegai in Ester 4 vers 14. Wie weet of jy nie juis vir 'n tyd soos hierdie tot 'n koninklike waardigheid gekom het nie. Jy sien, ek en jy, my liewe luisteraar, kyker, vriend, jy leef nie toevallig hier in 2026 nie. God het jou voorberei vir 'n tyd soos hierdie. Toe Samuel nog 'n kind was, 1 Samuel 3, het God met hom gepraat. En in die begin, toe God praat, het Samuel nie geweet as God wat praat is, so het elke keer aan hy toe gehardloop in die tempel en my Heer, soek U my, en dan sê hy vir hom nee, en dan die derde keer toe besef hy nee, maar dit is God wat met Samuel praat. En toe sê hy vir hom, maar as God weer roep, dan sê jy vir hom, hier is ek, Here. En toe God die volgende keer toe roep, toe spreek hy en hy sê, spreek Here, want U diensknegt luister. Want God gebruik 'n mens wat 'n hart het wat kan luister vir hom. Ons kyk na Petrus, Lukas 5. Petrus was 'n gewone visserman, hy was nie 'n rabbi nie, hy was nie geleerd nie, hy was 'n rowwe visvanger gewees. Hy kon 'n bol swaai en 'n vis slaan, en hy het 'n kordjie meer gehad. En toe kom Jesus daar verby en hy sê vir hom, volg my. En net daar verander Petrus sy hele wêreld. Ek dink een van die bekendstes is die persoon wat 75% van die Bybel geskryf het, Paulus. Paulus was 'n man wat die kerk vervolg het. Hy het Christene vervolg, gevange geneem, geslaan, gedood. Hy het die kerk vervolg. En nogtans het God vir Paulus gevat en hom verander daar op die pad van Damaskus. Jy sien, en op die einde van die dag het Paulus een van die grootste vervolgers geword met 'n baie groot sendelingswerk. So my liewe vriend en vriendin, luisteraar, kollega, kyker, almal wat hier luister na my woorde, jou verlede diskwalifiseer jou nie. Hoeveel mense was daar nie reeds al in die tronke gewees wat vermoord daar gesit het, wat gewag het vir die galg, en op die einde van die dag is hulle tot bekering gekom daarso, hulle harte vir die Here gegee, en deur genade het God hulle gekwalifiseer. So jou verlede diskwalifiseer jou glad nie. Maar nou vra ons baie keer nou, waarom mis mense hulle roeping? Ons mis ons roeping uit vrees. Baie van ons is bang. 2 Timoteus 1 vers 7. God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, sê hy vir ons. So jy het eintlik niks om oor te vrees nie. Ek en my seun praat, as dit nou vanoggend of gister gewees, dat hy vir my sê toe nou maar, die Here sê, do not fear, staan 365 keer in die Bybel. Prys die Here daarvoor, 1 keer vir elke dag van die jaar. Ek glo baie van julle het dit al gehoor. Dit sou kom die Here sê, stop, moenie vrees nie. Jy moet jou roeping volstaan, vergeet van vrees, want God gaan jou beskerm in alles. Die ander rede hoekom mense nie hulle roepinge volstaan nie, is uitstel. Ek wil eers dit klaarmaak, ek wil eers dat klaarmaak. Ek kan nie nou dit doen nie, want ek het nou net hierdie stuk grond gekoop. O nee, ek het nou eers hierdie begrafnis
van 'n familielid wat dood is. Onthou julle die storie van die Bybel? Maar as jy aanhou met uitstel, soos Prediker 11 vers 4 vir ons sê, wie wag vir 'n perfekte omstandighede? Want dit begin nooit nie. Jy sal agterkom gou-gou dat daar's nooit regtig die regte tyd nie. Jy skep 'n tyd, jy het begin, en God stap saam met jou. As jy die eerste tree gee, God is die res van die pad saam met jou daar. Die ander sê weer, nee, ek kan regtig nou nie gaan preek of gaan dit of gaan dat nie, want ek is minderwaardig, ek het nie daai titel nie, ek het nie daai status nie. Maar wat sê die woord van die Here vir ons in Filippense 4 vers 13? Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. So hoe kan jy minderwaardig wees as God vir jou beloof in die woord dat hy vir jou krag sal gee? Hy sal jou in staat stel daartoe. Ons lees ook en ons hoor ook van mense wat hulle self vergelyk. Ek kan nie soos Billy Graham wees nie, en ek kan nie soos Kathryn Kuhlman wees nie, en ek is nie 'n Jimmy Swaggart nie, en ek is nie, want jy vergelyk jouself al ewig met iemand anderste. Johannes 21 vra Petrus oor Johannes. En wat was Jesus se antwoord vir hom gewees? Hy sê vir hom, wat gaan dit jou aan? Loop jy jou eie pad? En dit is presies wat ek en jy moet vir onsself kan sê. Wat het iemand anderste se vorderings, wat hy ook al bereik het, sy kerk, wat het dit met jou uit te wy? Loop jy jou pad? God het nie jou geroep om 'n Billy Graham te wees nie, hy het nie jou geroep om Jimmy Swaggart te wees, of 'n Kathryn Kuhlman of 'n Rut nie. Hy het jou geroep, en het my geroep om maar net 'n JT te wees. Net soos God vir Noag gehelp het om die ark te bou, en die mense te bearbei, wat hulle nooit geluister het natuurlik nie. Net soos wat God vir Abraham gehelp het om die vader van baie nasies te wees, met 'n nageslag soos die sand van die see, net soos wat God vir Josef verhoog het, toe die broers hom daar eers in 'n put gegooi het, en daarvan af is hy na 'n tronk toe, en van die tronk af is hy na die koning se paleis toe, en op die einde van die dag was hy tweede in bevel van Egipte gewees, want God het hom gehelp en hom voor te berei, net soos wat God vir Dawid voorberei het, om vir Goliat te verslaan, en die Israeliete te red, net soos wat God vir Joshua sterk gemaak het, en vir hom gesê het, jy's 'n magtige kryger. Net soos wat God vir Daniël beskerm het, toe hy daar in die leeukuil ingegooi was. Net soos wat hy vir Maria gekies het, om die moeder van Jesus Christus te wees. Om die eerste een te wees, om Jesus te sien, nadat hy na die 3de dag opgestaan het. Net soos wat hy vir Petrus, wat hom 3 keer verloon het, weer herstel het, en hom gesê het, jy is die rots, waarop hierdie evangelie gebou gaan word. Net soos wat Paulus, wat eers die Christene vervolg het, en nou gebruik God toe nou daarna vir Paulus groot, en Paulus skryf omtrent 75% van die Nuwe Testament van die Bybel. Net so sal daar dieselfde God ook vir jou gebruik. My liewe mens, daarso is seëninge in gehoorsaamheid. As jy gehoorsaamheid toepas in jou eie lewe, en jy leef jou roeping uit soos wat God het vir jou gegee, dan kan ek nou vir jou as 'n bewysstuk wees om te sê, God gaan voorsien. God gaan voorsien in al jou behoeftes, God gaan jou beskerm teen aanvalle. God het nooit gesê, jy gaan nie aangeval word nie. Inteendeel, omdat jy werk vir die Here, gaan hy natuurlik, gaan jy aangeval word deur die bose. Maar God gaan vir jou deure oopmaak, bo natuurlik, wat jy nooit sou kon besef, dit is moontlik nie. Want God gee vir jou hierdie innerlike vrede, want hy sê, moenie vrees nie. God gee vir jou die vrug
van die gees van 'n bekeerde persoon. God gee vir jou die grootste beloning ooit, en dit is die ewige lewe. So wat gebeur as jy dan nou aanhou om jou roeping te ignoreer? Mense wat jy veronderstel was om te ondersteun, is besig om hulle hoop te verloor. Daardie siele wat jy moes bearbei het en wat deur jou tot redding sou gekom word, het nou tot verlore gegaan. Gesinne wat gehelp moes geword het, ly nou. Kerke verloor arbeiders want jy het nie jou pos vol gestaan nie. Omdat jy sê, ek is nie goed genoeg nie, ek is nie ryk genoeg nie, ek is nie bekwaam genoeg nie, ek het nie genoeg geld nie. En nou verloor die wêreld sy lig as gevolg van dit. Maar die grootste verlies is dat ons nooit die vreugde ervaar waarvoor God ons gemaak het, vir daardie spesifieke roeping wat God jou gegee het, ervaar jy nooit nie. En dit is die beste gevoel as daar 'n nuwe siel tot inkeer kom, of as jy iemand help wat dit nodig is. Dan is dit 'n goeie gevoel om te weet, Here, is ek regtig waardig genoeg om dit te kan doen? Dankie Here dat U 'n ou mens soos ek kan gebruik. Ongelukkig is daar baie mense wat die Here gebruik hulle, en hulle staan hulle roeping vol, en die Here seën hulle met 'n groot gemeente, en dan begin hulle self as 'n afgodjie sien. En die mense in die gemeente begin die pastore aanbid in plaas van doen wat die Here vir hulle sê. Maar daar's 'n paar praktiese toepassings wat ek en jy kan doen om seker te maak dat ons in die wil van die Here is. En dit is jy moet jouself vandag afvra. Waarheen roep God my? Wat wil God hê moet ek doen? Wie kan ek gaan help? Is dit daar iemand wat onder die brug sit? Is dit daar iemand by die roubord, daar by die shopping center? Wat moet ek doen om te gaan help? Wie kan ek gaan help daarso? Vir wie kan ek bid as ek te oud is en ek is in die ouete huis, of ek is nie meer bekwaam om rond te loop en te bestuur en rond te gaan en mense te besoek nie, dan kan jy nog steeds bid, jy kan intercessor werk en intree. En as die Here jou seën om in die roeping in te gaan, in prediking in te gaan, dan behoort jy te vra, watter bediening moet ek begin? En dan is dit nie altyd net 'n kerk nie. As baie dinge. Ek en my vrou het 15 jaar terug besluit om aan die bediening in te begin, deur ek gevoel het, dit is die roeping wat die Here vir ons gegee het. So onbekwaam as wat ek gevoel het ek is,